2 Samuel 10. Die Ammoniete en Arameërs word verslaan en onderwerp. En daarna het die koning van die kinders van Ammon gesterwe, en sy seun Hanun het in sy plek koning geword. Toe sê Dawid, ek wil guns bewys aan Hanun, die seun van Nahas, soos sy vader aan my guns bewys het. Daarom het Dawid gestuur om hom deur sy dienaars oor sy vader te troos. Toe die dienaars van Dawid dan in die land van die kinders van Ammon kom, het die vorste van die kinders van Ammon aan Hanun, hulle heer, gesê, eer Dawid u vader in u oë, omdat hy vir u troosters gestuur het Dawid nie sy dienaars na u gestuur, om die stad te deursoek en dit te verken, en dit om te keer nie. Daarom neem Hanun die dienaars van Dawid, en skeer die een helfte van hulle baard af, en sny hulle klere in die helfte af, tot by hulle sitplekke, en hy het hulle laat gaan. En toe hulle aan Dawid hiervan berig bring, stuur hy om hulle tegemoet te gaan, want die manne was baie skaam. En die koning het gesê, bly in Jerigo, totdat julle baard weer gegroei het, kom dan terug. Toe die kinders van Ammon sien, dat hulle hul gehaat gemaak het by Dawid, het die kinders van Ammon gestuur, en die Arameërs van Bet-Rehob, en die Arameërs van Soba gehuur, 20.000 voetgangers, en van die koning van Maaga, 1000 man, en die manne van Top, 12.000 man. En Dawid het dit gehoor, en Joab met die hele leer die helde gestuur. En die kinders van Ammon het uitgetrek en die slagorde opgestel by die ingang van die poort, terwyl die Arameërs van Soba en Rehob en die manne van Top en Maaga afsonderlik in die veld was. Toe Joab sien dat 'n aanval van voor sowel as van agter hom bedreig, het hy uit al die uitgesoektes in Israel 'n keuse gedoen en hulle opgestel teenoor die Arameërs. Maar die ander manskappe het hy onder bevel van sy broer Abisai geplaas. En die het hulle opgestel teenoor die kinders van Ammon. En hy het gesê, as die Arameërs vir my te sterk word, moet jy my te hulp kom. En as die kinders van Ammon vir jou te sterk word, sal ek kom om jou te help. Wees sterk en laat ons sterke vir ons volk en vir die stede van onze God. Mag die Here dan doen wat goed is in sy oë. Daarop het Joab en die manskappe wat by hom was, nader gekom om teen die Arameërs te veg, en hulle het vir hom gevlug. Toe die kinders van Ammon sien dat die Arameërs vlug, het hulle ook vir Abisai gevlug, en die stad ingegaan. En Joab het van die kinders van Ammon af omgedraai, en in Jerusalem aangekom. Toe die Arameërs dan sien dat hulle voor Israel verslaan was, het hulle dig aaneengesluit. Ja, Hadarezer het gestuur, en die Arameërs van oorkant die Efraat laat uittrek, en hulle het in Helam aangekom, met Sobag, die leerowerste van Hadarezer, op hulle voorpunt. Intussen het Dawid daarvan berig gekry, en die hele Israel versamel, en die Jordaan getrek, en in Helam aangekom, en die Arameërs het hulle teenoor Dawid opgestel, en teen hom geveg. Maar die Arameërs het vir Israel gevlug, en Dawid het van die Arameërs 700 trekperde en 40.000 ruiters gedood, en Sobag die leerowerste so gewond, dat hy daar gesterf het. En toe al die onderhorige konings van Hadarezer sien, dat hulle voor Israel verslaan was, het hulle met Israel vrede gesluit, en hulle gedien, en die Arameërs was bevrees om die kinders van Ammon langer te help.